Ja, dit is vir my vandag 'n baie groot voorreg om bietjie met Barbara Willemse van Absa te gesels. Goeiemôre Barbara. Goeiemôre, Hella. Weet jy, ons praat vandag bietjie oor 'n aspek wat ek dink in 'n landbouomgewing wat deesdae soveel veranderlikes het en soveel uitdagings het en ons boere almal is in 'n groot mate een of ander tyd wel afhanklik van landboufinansiering. En ek dink dit is vir ons 'n baie belangrike saak dat ons van meet af aan dit reg hanteer, dit reg diens en seker maak dat ons daardie aspek van ons boerdery op die regte wyse te hanteer ten opsigte van volhoubaarheid, want dis tog waaroor dit op die einde van die dag gaan. Want dit is wat winsgewendheid bring en dit is ook wat kos op die tafels veroorsaak. Barbara, ek wil graag sommer so vinnig 'n paar vragies vra. As ons praat oor dan die hele kwessie van landboufinansiering, die hele kwessie van wat het 'n bank nodig om 'n kliënt se leningsaansoekproses te begin? Daar's 'n paar dokumente wat nodig is. Dit geld nou vir nuwe aansoeke of dan 'n bestaande kliënte uitbreidings wat nuwe plaas of net eksters byvoorbeeld uitbreiding op 'n oortrokke fasiliteit vir produksie aangewend kan word. Eerstens benodig ons die finansiële state van die laaste 3 jaar. Dis maar net om te kyk na die geskiedenis van die boerdery. En ons wil graag suksesvolle boerderye as vennote hê. So dis baie belangrik dat kliënte die werklike stand van sake op hulle finansiële state vir ons weergee. Ons verstaan die siklusse en dat dit soms verliese is as gevolg van droogtes of van lae pryse. Maar die finansiële state is regtig vir ons 'n baie belangrike aanduiding van wat op die plaas aangaan. So dis baie belangrik, die laaste 3 jaar se finansiële state, dis asseblief die werklike state. Dan die tweede een is 'n kontantvloei wat ons opstel vir die volgende jaar of 2. As 'n ou byvoorbeeld 'n plaas koop, dan is dit om sal ons graag die nuwe plaas se inkomste en uitgawes ook op daardie kontantvloei inkorporeer. Dis maar net vir ons om te bepaal of dit daar terugbetaal vermoë is. Wat dan ook belangrik is om te sien wat die aannames is. So as mens daai kontantvloei opstel, moet bes duidelik wees in jou aannames. Wat is die hoeveelheid hektare wat 'n ou plant en wat is jou verwagte opbrengs? So ons werk gewoonlik maar soos met droëlande die laaste 5 jaar se gemiddelde opbrengs, want die mieliekultivars het tog byvoorbeeld verbeter oor die laaste paar jaar. En in 'n 5 jaar tydperk het mens dan gewoonlik 'n baie goeie jaar of 'n baie swak jaar in, sodat dit gee 'n ou 'n goeie riglyn om as gemiddeld te gebruik. En dan ook wat die verwagte prys sal wees, wat die kliënt verwag vir die volgende jaar wat pryse gaan maak. Daarna het ons as 'n nuwe waardasie nodig, waar die grond waardeer, die huidige grond en nuwe grond, sou 'n ou nuwe grond koop. Dit word deur 'n paneelwaardeerders, daar's klomp waardeerders wat elke bank het, maar sy het die waardeerders wat op hulle paneel is en ons gebruik daardie waardeerders se waardasie. Dan wil ons graag 'n lys van bates en laste hê. Dit is dan nou nie die bates wat op die finansiële state verskyn nie, want op die finansiële state word bates teen 'n verminderde waarde aangedui terwyl vir jou belastingafskrywings. So iets soos die versekeringslys skedule is 'n baie goeie aanduiding van realistiese markwaarde, veral vir jou hoër waarde implemente en voertuie. En dan ander implemente, as ou jou ploë en disse en goed begin opskryf, kom dit nader by 'n redelike bedrag hier uit. En dan wil ons ook graag die nuutste state hê van al die uitstaande eksterne krediteure, so jou koöperasiestaat, of as jy vir iemand anders landbank of iemand anders enige geld skuld, lenings by ander banke, dan wil ons net graag weet wat is die skuld wat jy by daai bank het. Dis die grootste lys, die belangrikste. Ja, ek hoor jou baie mooi, jy het nou 'n klomp goed genoem wat belangrik is wanneer jy hierdie aansoek indien, maar sou daar nog ander aspekte ook wees wat vir die bank belangrik is in so 'n finansieringsaansoek? Bank is baie belangrik om te kyk na 'n persoon se kredietrekord. Met ander woorde, betaal iemand sy skuld. Ons verkies om met mense besigheid te doen wat hulle skuld terugbetaal, want dan kan ons meer mense help en ons kry ons geld terug. So
dis belangrik dan ook om vas te stel of die kliënt sy paaiement kan betaal met die kontantvloei, die terugbetaalvermoë. So dit is vir ons, dis weer eens waar ons inkom, die finansiële state en die kontantvloei inkom om te sê, okay, hierdie syfers is van so 'n aard, hierdie kliënt sal sy skuld kan terugbetaal. Die tweede ding waarna ons kyk is dan na sekuriteit. En ons gebruik in die meeste gevalle maar vaste bates soos grond as sekuriteit, en dit hang af van 'n ou se kredietgradering of jy tussen die gemiddeld tussen 40 en 60% van die waarde van die grond wat ons dan as vir die kliënt kan leen. As 'n kliënt dit is maar die risikogradering gaan die beste daar wees. Ons kry hier en daar uitsonderings, maar dis die duimreël. Dan is dit die ondervinding wat 'n kliënt het. So ons gesels met die kliënt. Ons wil graag weet die jockey. Hoe dink hy? Hoe maak hy? Hoe wil hy suksesvol wees? Wat is sy manier van dink? So die jockey is ook vir ons baie belangrik. Ons kyk definitief na die jockey om te bepaal of dit iemand is wat 'n lekker terugbetaalvermoë het of nie. En watter tipe lenings kan 'n boer voor aansoek doen en hoeveel kan geleen word? Okay. Ons leen geld uit vir die doel waarvoor dit gebruik word. As ons kyk na 'n grondlening, ek kyk ons na 'n termynlening, ek kyk ons na 10 jaar. Daar bepaal ons soos ek genoem het, dit tussen 40 en 60%, so dan dit hang af dan van 60 tot 40% deposito. Of alternatiefelik, in plaas van kontant, neem ons ook ander grond as sekuriteit. So as jy grond het wat alreeds afbetaal is, dan kan ons daardie grond kan dan instaan vir die deposito, vir die addisionele waarde. Daai grond word ook teen 40 of 60% gewaardeer. So dit help daarom partykeer om vir kliënte om uit te berei dat hulle nie noodwendig die kontant nodig het nie. As ons dan kyk anti-OV, kyk ons se beeste na 'n 7 jaar lening, skape na 5 jaar en varke 'n 3 jaar lening, dis vir anti-OV. Dan termynlening, nie termynlening, ekskuus, huurkope. Dit hang maar af tussen 3 en 6 jaar en daar wissel die deposito ook, dis so duimreël 30%, ons kom soms in sommige gevalle ook weg met 20%. Die sekuriteit wat daar gebruik word is dan die bate self, die voertuig of die implement self, en dis ook waar ons sonkragstelsels die meeste van die tyd op daardie beginsel finansier. Partykeer ook soos hoenderhuise en kan ook op daardie manier gefinansier word. Maar ons asseblief onthou, en dan die laaste ene is produksie skuld, dit word op oortrokke fasiliteit gefinansier, en dit is ook dan nou byvoorbeeld ook 'n voerkraal se vee word onder daardie model gefinansier en nie onder 'n anti-OV model nie, want dit word mos nou onmiddellik in 'n jaar tydperk weer verkoop. So dis die produksielening is maar op 'n gewone oortrokke fasiliteit wat ons jaarliks hersien. En Barbara, ons werk in 'n landbouomgewing waar daar bitter baie veranderlikes is, wat baie keer buite die boer se beheer is. Ons het die afgelope tyd ervaar dat daar skielik hierdie boer nog lekker en hy het hierdie pragtige oes en die volgende oomblik dan kom daar swart ryp of veldbrande en skielik word hier 'n boer wat ontsettende hoë insetkoste wat hy by jou geleen gehad het en skielik is daar net nie die potensiaal om nou hierdie ding te oorbrug nie. Wat is julle benadering ten opsigte van die hantering van sulke buite die boer se beheer? Baie keer, partykeer dalk sy oordeelsfout, dit kan ook gebeur, nê. Maar hoe hanteer julle die situasie van ek het nou hierdie lening by julle en ek kan net eenvoudig dit nie nakom nie, dis buite my beheer. Maar dis die beste boer wat op daai plaas kan werk, soos jy het reg gesê, die jokkie. Daar's nie 'n beter jokkie as hy nie. En skielik word hierdie ou uit die landbouomgewing uit weggeruk, want hy kan nie sy verpligting nakom nie. Wat is die bank se beleid en benadering om so iets te hanteer? Die belangrikste wat ek vir enige kliënt wil vra is, sodra daar moeilikheid is, kontak onmiddellik jou bankier en sê, hoor hier's probleme. Moet asseblief nie wag totdat jy nie jou paaiement kan betaal of jou verpligting kan nakom nie.
Want ons probeer ons ore op die vloer hou, maar daar is mos nou sekere goed wat nie noodwendig in algemene nuus is nie, so ons gaan dan nie daarvan weet nie. Maar want die maklikste is, sodra daar, ons werk in landbou, daar is risiko's, dis deel van boerdery en ons verstaan dit. Maar ons moet net altyd so gou as moontlik weet daarvan, want dan kan ons na die kliënt toe kom, by hom kom sit, kom hoor wat is die skade. Wat ons in die meeste van die gevalle doen, is ons hersien dan die kontantvloei, wat die kliënt vir ons gegee het met die aansoekproses. Dan gaan ons deur hierdie kontantvloei en ons kyk wat is die impak daarvan, van hierdie verminderde inkomste, of verhoogde uitgawe, wat ook al van toepassing is. En dan besluit ons van daar wat die beste opsie gaan wees. Dit is vir ons belangrik dat kliënt ons kan terugbetaal. So, as ons in die middel van 'n oes sit, kan ons mos nie nou vir die kliënt sê, maar ons gaan jou nie verder help nie. So ons wil graag probeer om 'n kliënt in staat te stel om deur die oes te kom, wat volgende jaar is weer 'n beter jaar. Dan kan hy weer sy verpligtinge nakom. Maar die groot belangrike ding is om so gou as moontlik met die bank in kontak te kom. Moenie wag tot dit te laat is. En ek dink party mense voel soms skaam. Dis nie skaam nie, dis droogte of die prys val skielik. Maar sodra hoe vinniger mense reageer, hoe vinniger kan ons van die bank se kant af reageer. Want dit is vir ons baie makliker om te help om 'n verhoogde fasiliteit te gee voordat 'n fasiliteit verval het. As 'n fasiliteit verval het en 'n kliënt het nie sy paaiement nagekom het nie of hy het 'n paaiement gemis, dan raak dit vir ons verskriklik moeilik. Dan raak dit baie moeiliker want dit skep dit by kredietepersepsie dat die kliënt nie wil betaal nie. So Engels as ons sê, timing is die belangrikste hier. Praat onmiddellik. Bel jou bankier en sê vir hom onmiddellik, ek het 'n probleem, kom ons kyk wat kan ons doen. Baie dankie. Ek dink dis 'n belangrike boodskap wat jy nou met ons gedeel het en ek dink dit is iets wat ons vir ons lede en veral julle kliënte baie sterk moet uitdra. Want dit gaan vir ons op die dag oor volhoubaarheid van voedselproduksie. En ek het nie twyfel dat die beste boere vandag op die grond is nie. En ons moet kyk wat kan ons doen om hulle in produksie te hou. Want daar's nie 'n groot strategiese bate, dink ek, in die land as juis kos op die tafel nie. En ons moet dit koester en ons moet probeer kyk wat kan ons doen. En julle speel 'n baie belangrike rol ten opsigte van die goed. Maar ek wil tog vir jou vra, jy het gepraat ook van die proses, die aansoekproses. Sê net vir my so vinnig en kort, hoe verloop so 'n aansoekproses? Wat behels dit alles en hoe lank voor die tyd moet 'n ou nou byvoorbeeld gaan aansoek doen om seker te maak dat hy daarin deur al die verskillende fasette wat nodig gaan wees te kan kom, dat hy betyds kan plant? Wat behels dit en wat loop so 'n proses? Dit is ongelukkig maar 'n bietjie 'n tydsame proses. Ek dink die meeste manne weet dit is 'n koöperasie aansoek verloop baie vinniger. Maar ons het nou so 'n paar ekstra wette waarin ons moet voldoen. Maar wat gewoonlik gebeur is die bankier sal jou skakel met as nou byvoorbeeld 'n hersiening is, dan sal die bankier jou skakel en sê ons moet jou fasiliteite hersien. As nou nuwe aansoek is, dan is die maklikste om die bankier te skakel en te sê goed, ek wil kyk na 'n nuwe fasiliteit, maar baie belangrik, finansiële state. Dit is regtig waar ons meeste oponthoud het, is omdat finansiële state nie klaar is nie. En ek weet die administratiewe gedeelte vir boere, dit is nie hulle mees gunsteling aktiwiteit nie. Maar dis baie belangrik om jou finansiële inligting so gou as moontlik by jou boekhouer te kry. En die boekhouers is besig want almal se meeste ouens se finansiële is die einde Februarie. So hoe vinniger jy jou inligting daar het, hoe vinniger is jy op die boekhouer se lysie. So finansiële state, ons begin met die finansiële state. Wat dan gebeur is sodra jy finansiële state het, sal die bankier 'n afspraak maak. Dan sal die bankier en die landbouekonoom of die landbouspesialis gewoonlik probeer kliënte op die plaas besoek waar moontlik. Dan sit ons en gesels deur die kontantvloei wat het bepaal wat is die behoefte vir die jaar wat voor lê. Daarna moet die landbouspesialis 'n verslag skryf wat dan aan die bankier gegee word en die bankier moet sy aansoekproses kan eers sy aansoekproses dan begin as sodra die verslag van die landbouekonoom by hom is.
As daardie proses klaar is, gaan dit na 'n kredietanalis toe wat eers sy ontledings moet doen, daarna gaan dit eers na krediet toe. Die belangrike van hierdie hele proses is, ons het elke 'n sekere aantal dae wat ons hierdie ons aksies moet klaarmaak. Maar wat die grootste oponthoud is wanneer ons nie al die inligting onmiddellik het nie. En ek kan nie my verslag skryf as ek nie al die inligting op my tafel het nie. So as sekere dokumentasie uitstaande is, byvoorbeeld finansiële state, en ek het al die ander inligting, kan ek niks doen nie totdat ek die finansiële state het nie. So dit is nie belangrik. Elke ou het sy volledige pakkie inligting nodig om syne te kan aanstuur. So hoe vinniger ons die volledige pakkie inligting het, hoe vinniger kan die proses begin. Dan kan 'n proses soms in 3 weke afgehandel wees, maar ja, ons oponthoud kom gewoonlik omdat ons met die in stukkies die inligting ontvang, en dan is jou dagboekie noodwendig leeg om onmiddellik aan daai aansoek aandag te gee nie. Sodra die krediet dan die aansoek gefinaliseer het, sal die bankier dan met die kliënt skakel en dan hy aandui of dit 'n afkeuring of 'n goedkeuring was. En as die goedkeuring is, dan byvoorbeeld ekstra sekuriteit geregistreer word, gaan dit dan na die verbandprokureurs toe en wat dan verbande kanselleer of registreer. So dit kan soms om 'n plaas te koop kan maklik tot 3 maande vat, die hele proses. Want ons wag nou ook vir prokureurs en ons wag vir dokumentasie en iemand kan nie onmiddellik teken nie. So dit is soms maar omslagtig. Maar as alles reg is, kan dit baie vinnig gebeur. Barbara, as ek so na jou luister ten opsigte van die hele proses van landboufinansiering, dan kom so 'n paar gedagtes in my kop op, die hele kwessie van eerlikheid, deursigtigheid en tydige optrede en volledige optrede. Dis net die goed wat so deur my kop maal as ek so na jou luister. Ek dink dit bring 'n bepaalde verantwoordelikheid vir al die partye tafel toe. Die boer uit die aard van die saak of die aansoeker moet verseker sy of haar kant bring, dit is belangrik. Maar dan met julle ook 'n verantwoordelikheid en julle doen dit soos wat julle dit goed kan doen hè. En ek dink dit is belangrik. Barbara, baie dankie vir die interessante gesprek. Weet jy, mense kan oor hierdie onderwerp baie lank gesels, want landboufinansiering is 'n baie groot faktor vir ons om ons landbouvolhoubaarheid daar te stel. Van landbou se kant af versoek ons ook net dat julle ook gaan net die nodige deernis openbaar vir daai mense wat vir jou sê, ek het nou swart ryp gehad. Dit is vir ons so belangrik om seker te maak dat ons daardie mense nie verloor nie, want hulle is die kundige boere. Dit is die mense wat seker maak dat ons ook in die landelike gebied, maar ook in die hele Suid-Afrika stabiliteit het. En julle het 'n baie groot verantwoordelike rol daar te speel. Dankie vir dit. Dankie dat ons na julle toe kan uitreik. Dankie vir die interaksie. Van TLSA se kant af sê ons dankie, maar kom ons hou dit voort en ons bou voort op daardie verhoudings wat julle en julle kliënt het. En ek besef, elke kliënt is 'n unieke persoon in sy eie reg, in sy eie meriete gehanteer word. En dit is ook belangrik. Maar ons stap graag die pad saam met julle en dankie vir daardie jarelange verhouding wat ons het. Mag dit net nog verbeter word. Baie dankie hoor. Ja, baie dankie vir die geleentheid. En ja, die boere is vir ons belangrik. Dit is ons kliënte. En hoe meer kliënte ons het, hoeveel meer voordelig is dit ook vir die bank. So ons wil nie boer nie. Ons wil finansiering gee. So ja, dit is regtig ons missie om soveel moontlik waar dit binne ons vermoë is om 'n boer te help, 'n kliënt te help. Dit is regtig, dit kan ek eerlik sê. Ons wil dit baie graag doen. So baie sterkte vir elkeen en ja, met al die daar bly mens maar altyd uitdagings. Maar 'n boer maak 'n plan.